Kan ons saam bid vir 'n oomblik? Ons bid net saam. Ons heilige Vader, wat in die hemel is, U wat, soos die Bybel sê, troon oor die gerubs, al wat regtig pas, ook waar die gemeente saamkom, is eerbied en diep ontzag en nederigheid. Soos wat die hemelse menigte ook uitgeroep het daar in Openbaring 15. Groot en wonderlik is U werke, o God, Almagtige. Regverdig en waaragtig is U weë, o Koning van die heiliges. Here, ons lees dit in ons besef dat die gewig van U majesteit geweldig is. En dat 'n mens, as jy die woord van God oopmaak, dat jy waag dit eintlik om dit te doen. Soos ons nou weer gaan waag om die woord oop te maak. En nou bid ons dan ook, verlig ons harte deur U Gees. Maak ons harte gewillig om te buig voor die Lam, Christus, ons Here. Dat ons harte sal roep, ook soos Openbaring 15 dit stel, wie sal U nie vrees nie, o Here, en U naam nie verheerlik nie, want U alleen is heilig. Here, laat U woord soos 'n tweesnydende swaard wees. Ons dank U dat U die gemeente versamel het op hierdie dag van die Here, die Sondag. En daar is diegene wat nie hier kan wees nie, daar is ook diegene wat krank is, wat glad nie hier kan wees nie, soos Geesje en Ingrid. En ons bid in die besonder, Here, vir U ondernemende hand in hulle lewens. Here, ons bid dit alles ter wille van Jesus, die Lam wat oorwin het en waardig is om die boek oop te maak, want U is geslag op die kruis en het ons vir God gekoop met U bloed, uit elke stam, taal, volk en nasie. Amen. Ons gaan verder lees nou by Openbaring boek hoofstuk 15. Ons het verlede week gevorder tot by 14. En ons lees nou 15 en 16. Dis twee kort hoofstukke. Dit vorm die sogenaamde 5de rolprent of video. Hoofstuk 15 en 16. So ons gaan niks uitlaat nie, ons kan dit volledig lees. Ons sou graag wou hê dat ons moet staan terwyl ons dit lees, maar omdat dit so langerig is, gaan ons dit nie staan vanoggend nie. Maar in ons harte het ons tog wel daardie eerbied vir die Here se woord. Ons lees dan by vers nommer 1, dis hoofstuk 15 van Openbaring boek. U sal onthou dat aan die einde van hoofstuk 14 het hy geëindig met 'n beskrywing van die wederkoms. So dis baie duidelik dat hier by 15 begin hy nou weer van vooraf, die 5de siklus. Toe het ek 'n ander groot wonderbaarlike teken in die hemel gesien. Die ek is natuurlik Johannes die apostel op die eiland van Patmos. Ek het 7 engele gesien wat die 7 laaste plaae bring.
Daarmee het die toorn van God sy einde bereik. Ek het iets soos 'n spieelgladde see met vuur daarin gesien. Die mense wat die oorwinning behaal het oor die dier en sy beeld en die getal van sy naam, het by die spieelgladde see gestaan met sieters wat hulle van God gekry het. Hulle sing die lied van Moses, die dienaar van God. Dit is ook die lied van die lam. Groot en wonderbaarlik is u dade, Here God Almagtige. Reg en betroubaar is u optrede, koning van die nasies. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig. Al die nasies sal kom en u aanbid, want hulle sal sien dat u handelswyse regverdig is. Hierna het ek gesien die tempel in die hemel. Nou hier is 'n baie belangrike ding wat ek vir u moet sê. Op hierdie punt, want op hierdie punt is die 1983 vertaling nie reg vertaal nie. Daar staan in die Grieks die tempel van die tent van getuienis. En dis 'n verskriklike belangrike ding om so te moet staan daar. En ek gaan nou vir u dit verduidelik. Maar daar staan pertinent in die oorspronklike taal nie die tempel nie, maar die tempel van die getuienis. En ek gaan vir u nou sê wat die getuienis beteken, maar dit is belangrik dat dit daar moet staan uit dit wat nou gaan volg. So, die van u wat in die Bybel skrywe, wat gewoond is daaraan om in die Bybel aantekening te maak, kan dit inskryf, of u kan dit later gaan inskryf. Ek gee vir u die sinnetjie. Die tempel van die tent is tabernakel, die tempel van die tent, of net die tent van die getuienis. In die hemel, die woonplek van God, is oopgemaak. So die getuienis is oopgemaak. En die 7 engele wat die 7 plaae bring het uit die tempel. En dit is belangrik, daardie is nou reg vertaal, maar dit is belangrik om dit te sien, van waar hierdie 7 plaae nou voortgaan. Hulle gaan uit die tempel uit. Hulle het helder blink klere aangehad, en elkeen het 'n goue band om die bors. Een van die 4 lewende wesens het ek toe aan die 7 engele 7 goue bakke sien gee, gevul met die toorn van God, van hom wat tot in alle ewigheid leef. Die tempel het vol rook geword vanweë die heerlikheid en die mag van God. En niemand kon in die tempel ingaan voordat die 7 plaae van die 7 engele nie hulle einde bereik het nie. Toe het ek uit die tempel 'n harde stem vir die 7 engele hoor sê: gaan gooi die 7 bakke gevul met die toorn van God op die aarde uit. Die eerste engel het toe gegaan en sy bak op die land uitgegooi. Daar het kwaadaardige, pynlike swere gekom aan die mense wat die merk van die dier, dis alle ongeredde mense, en sy beeld aanbid. Die tweede engel het sy bak in die see gegooi. Dit is soos bloed geword. Soos die bloed van 'n dooie, en alles wat in die see lewe doodgegaan. Die derde engel het sy bak in die riviere en die waterbronne gegooi. Dit is ook bloed geword. Toe het ek die engel wat oor die seewater, oor die water, verskoning, dit is die water toesighouer sê: U is regverdig, U wat is en wat was, U die heilige, omdat U hierdie oordeel voltrek het. En luister nou mooi, want hulle, dis die ongeredde siele, het die bloed van die gelowiges vergiet. Jy sien, dis die rede vir God se wraak. Hulle het die bloed van die gelowiges en die profete vergiet, en U het hulle self bloed laat drink. Dit het hulle verdien. Toe het ek die engel wat oor die altaar toesighouer sê, dis die altaar wat ons in 'n vorige video gesien het waar die martelare sit. So dit hou verband met hierdie vorige vers 6. Toe het ek die engel wat oor die altaar toesighouer sê: Ja, Here God Almagtige, betroubaar en reg is U oordeele. Die 4de engel het toe sy bak op die son uitgegooi. Daardeur is aan die son die vermoë verleen om die mense met vuur te brand.
Die mense is deur die groot hitte gebrand en hulle het die naam gelaster van God wat die mag oor hierdie plaag het. En hulle nie bekeer nie en aan hom nie die eer gegee nie. Die 5de engel het toe sy bak op die troon van die dier uitgegooi. En daar het duisternis oor die koninkryk van die dier gekom. Die mense het hulle tonge stikkend gebyt van die pyn en het God gelaster oor die pyn wat hulle moet verduur en oor die swere. En hulle het hulle nie bekeer van hulle verkeerde praktyke nie. Die 6de engel het toe sy bak op die groot Efraatrivier uitgegooi. Die water daarvan het opgedroog om 'n pad vir die konings uit die ooste oop te maak. Toe sien ek uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en in die mond van die valse profeet 3 bose geeste kom, wat soos paddas lyk. Hierdie geeste wat wondertekens doen, is die van duiwels. Hulle gaan na die konings van die hele wêreld toe om hulle byeen te bring vir die oorlog op die groot dag van God, die Almagtige. Kyk, ek kom onverwags soos 'n dief. Geseënd is die een wat wakker bly en sy klere reghou, sodat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skande sien nie. Die geeste het die konings bymekaar gebring op die plek wat in die Hebreëus Armageddon genoem word. Die 7de engel het toe sy bak in die lug uitgegooi. Van die troon in die tempel af het daar 'n harde stem gekom. Dis verby! Toe het daar weerligstrale, reënings en donderslae gekom. Daar was ook 'n groot aardbewing, soos daar nog nie was, vandat die mens op die aarde gekom het nie. So 'n geweldige groot aardbewing was dit. Die groot stad het in 3 geskeur, en die stede van die nasies het in mekaar gestort. God het ook nie vergeet om vir die groot Babylon die beker met die wyn van sy gloeiende toorn te gee nie. Daarvan meer in die volgende video, volgende week. Al die eilande het verdwyn en die berge was daar nie meer nie. Groot haalstene omtrent 50 kilogram swaar het van die hemel op die mense geval en die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat die plaag verskriklik groot was. So jy kan sien hier aan die einde van hierdie hoofstuk 16, eindig ons nou weer by die wederkoms. Net soos wat ons aan die einde van hoofstuk 14 ook by die wederkoms geëindig het, eindig ons nou weer by die wederkoms in die einde van 16 by die 7de bak. So dit sê vir jou wat? Sê dit vir jou? Almal wat hier was, al die sondae behoort te weet. Dit sê vir jou dat by hoofstuk 17 gaan ons weer met 'n nuwe video begin. En dit gaan inderdaad so wees. Ons kyk volgende week as die Here wil daarna die val van Babylon. Dis 'n groot hulp vir mense, jou hele verstaan van Openbaring boek. Is dit 'n groot hulp om raak te sien 2 goed. Eerstens dat die boek Openbaring saamgestel is uit 7 siklusse wat 7 maal na mekaar die tydperk tussen Jesus sy eerste koms en sy wederkoms beskrywe. Dit word simbolies genoem 3,5 jaar, 1260 dae, 42 maande, is alles dieselfde tyd. Dis 'n simboliese getal wat hierdie tyd tussen Jesus se eerste koms en wederkoms vir ons beskryf. Nou, soos jy weet, praat ek in ons studies van hierdie siklusse as video's of rolprente. Die tweede belangrike ding om te verstaan is dat hierdie 7 video's gelyktydiglik deur die geskiedenis afspeel. En almal eindig met 'n verwysing na die wederkoms en die volëinding soos ons nou net gesien het. Maar dit is baie belangrik om te verstaan dat die 7 video's gelyktydig in die geskiedenis afspeel en dis veral belangrik hier waar ons nou kom by hierdie hoofstuk 15 en 16 waar ons kom by hierdie 7 bakke van grimmigheid, hierdie 7 wraakbakke of bakke van toorn. Want hou in gedagte dat in die tweede video, hoofstukke 4 tot 7, daar die 7 seels was van die boekrol wat oopgemaak word. En dan, soos die seels oopgemaak word, gebeur daar dinge op die aarde gedurende die hele tydperk tussen Jesus se eerste koms en wederkoms. En dan in die derde video, hoofstukke 8 tot 11, was daar 7 wat? 7 basyne wat blaas.
En dan gebeur daar dinge op die aarde gedurende die hele tyd tussen Jesus se eerste koms en wederkoms. En nou hier in die 5de video, hoofstuk 15 en 16, nou is hier 7 bakke wat uitgegooi word, en dan gebeur daar dinge op die aarde gedurende die hele tydperk tussen Jesus se eerste koms en wederkoms. So daar's 7 seels, daar's 7 trompette, daar's 7 bakke. Nou, indien dit so is, dat die 7 video's gelyktydig afspeel in die geskiedenis, dan beteken dit dat al die gebeure wat in die 7 seels, 7 trompette en 7 bakke beskrywe word, gelyktydiglik op die aarde plaasvind. Is nie die een en dan is dit klaar, en dan die volgende en dan is dit klaar, dis gelyktydig, is dit belangrik om dit te sien en te verstaan. Is interessant, is nogal interessant om die inhoud van elkeen van hulle langs mekaar te sit, hierdie 7, om dit langs mekaar te sit en te vergelyk, en dan kom jy agter hoe die goed ooreenstem met mekaar. En daardeur sien ons wat gebeur wanneer God die wêreld bestuur, nou reeds meer as 2000 jaar, ten bate van die kerk van Christus, want dis waaroor die hele geskiedenis gaan. Die hele geskiedenis gaan oor die kerk van Christus, en die inbring van al God se uitverkorenes tot redding en die voorbereiding van die heelal vir die uiteindelike volëinding. Dis waaroor die hele geskiedenis gaan. Dis waarom God daardie boekrol oopgemaak het, waarom Christus die boekrol oopmaak. Want dit wys vir ons dat wanneer God die geskiedenis bestuur met hierdie doel, dan gebeur daar allerlei goeters. Een ding wat gebeur is dat die bose van God speelruimte ontvang om te wys waarom hy vir die hel kwalifiseer. Hy wys dit, waarom hy kwalifiseer vir die poel van vuur. Die tweede ding is, onbekeerdes, ongereddes, word gewaarsku en geoordeel. Gewaarsku en geoordeel, tydelik, fisies en geestelik. Derdens, Christus gelowiges word gelouter, geheilig en hemel toegeneem. En vierdens, God wreek hom op die aardbewoners vir hoe hulle die Christene vervolg het, sleg gemaak het en doodgemaak het. God wreek hulle bloed. En hoe gebeur hierdie 4 dinge? Ek noem dit net tussen hakkies, want dit is baie interessant om die parallelle te sien. As jy vra hoe gebeur hierdie dinge, dan sê jy, dan moet jy sien, maar dit gebeur, ek sien nou, dit gebeur net soos hoe God destyds die Farao van Egipte toegelaat het om die godsvolk te verpes. En sodoende sy eie oordeel verseël het. En God sy volk daarmee beproef het en geheilig het, en die 10 plaae gestuur het, wat uitgeloop het op die Farao se finale ondergang en die godsvolk se verlossing deur die see. Nou, hierdie 7 seels en 7 basyne en 7 bakke is op daai presiese plan uitgeknip. Met die 7 seels het ons gesien 'n paar weke gelede dat die eerste seël het vir ons gewys hoe dat wanneer Christus daardie seels oopmaak, het dit vir ons gewys hoe dat die mensdom mekaar verdruk en onderwerp en oor mekaar wil heers. En die tweede seël het vir ons gewys oorloë en onvrede. En die derde seël vir ons gewys hongersnode en verlies. En die vierde seël gewys verwoesting wat die dood saai. En die 5de seël vir ons gewys die marteldode van die gelowiges. En die 6de seël vir ons gewys die wederkoms van Jesus. En die 7de seël vir ons gewys wat is die impak van gebed in die geskiedenis. En toe kom die 7 basyne.
En by die 7de bassyne het ons gesien, nommer 1, die aarde word getref deur rampe. 2, die see word getref deur rampe. 3, die varswaterbronne word getref. 4, die plante in die heelal word getref. 5, Satan en bose geeste verdruk mense. 6, oorloë. En 7de, die wederkoms van Christus en God se koninkryk wat alleen oorbly. En nou kom ons by die 7 bakke van toorn of grimmigheid en nou sien ons wat? Nommer 1, die aarde word getref deur allerlei rampe. 2, die see word getref. 3, die varswaterbronne. 4, die son en die heelal. 5, die dier uit die see, die burgerlike regerings en owerhede word getref. En 6, die finale internasionale aanslag teen die kerk, Armageddon. En 7, die wederkoms. Al 21 hierdie sake speel gelyktydiglik af in die volle tydperk tussen Christus se eerste koms en wederkoms, alhoewel sommige van hierdie 21 aspekte slegs teen die regte werklike einde van die geskiedenis sal plaasvind, soos Armageddon en die wederkoms. Sedert die Here Jesus Christus met sy hemelvaart die troon van God bestyg het, en die hele kerk oor die aarde gaan daaroor nadink komende donderdag, van die ooste in die eilande in die Stille Oseaan en Nieu-Seeland en Australië en Sydney en al die plekke waar die dag begin tot aan die einde in die weste van Amerika, reg oor die aardbol, gaan die Christene donderdag komende dink hoe Jesus sy triomf uitgespeel het in sy hemelvaart. Maar van toe af probeer die duiwel en sy miljoene demone om die uitvoering van God se raadsplan te stop. Daar's weerstand, daar's aktiewe weerstand teen die ware kerk van Jesus Christus. Maar jy sien God kom en God span, onder andere span God selfs die natuur in, om die onbekeerde wêreld te waarsku en te oordeel as 'n voorspel, 'n kleedrepetisie tot wat die ewige helse vuur sal wees. Die seels beïnvloed net 'n persentasie van die aardbewoners. Die trompette, die bassyne, net 'n persentasie van die aardbewoners, terwyl hierdie bakke waarvan ons vanmôre gelees het, volledig is. Die waarskuwings word met ander woorde oordeele, waar daar nie bekering is nie. En dit bring ons midde in hierdie en binne in hierdie hoofstuk 15 en 16 wat ons vanmôre gelees het. Laat ek vir u sê net vir 'n oombliekie, die kernboodskap van hierdie 5de video, want soos u weet, die video's, soos u weet, is hierdie video toe maar, ek dink ons weet, is hierdie video hoofstukke 15 en 16 is die 5de video, 17 tot 19 is die 6de ensovoorts. Maar die kernboodskap van hierdie 5de video is dat God heilig is, dat God regverdig is, dat hy die verbreeking van sy wet dodelik ernstig neem, dat hy voortdurend oordeele op die aarde uitstort, wat ten doel het om die goddelose mense tydelik te oordeel, omdat daar nie 'n reaksie kom op sy waarskuwings nie, en op die prediking van die evangelie, daar nie 'n respons is nie. En ook as 'n weerwraak op die gelowiges se bloed wat vergiet is. Elke druppel Christen martelaars bloed wat deur ongelowiges vergiet word, word in die hemel aangeteken. Elke druppel bloed oor meer as 2000 jaar reeds word aangeteken. Dit is 'n baie ernstige saak voor die Here om kinders van God aan te raak. Gelowiges wat gemartel word, gelowiges wat gespot word, gelowiges
wat voor regbanke gebring word, gelowiges wat verguis word. Dis so goed asof dit aan God gedoen word. Onthou jy wat sê Jesus vir Saulus op die pad na Damaskus in Handelinge 9 vers 4, toe Saulus was, toe hy besig was om die kinders van die Here te vervolg, toe wat sê Jesus vir hom toe daai verblindende lig kom? Wie weet wat sê hy? Saul, Saul, waarom wat? Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Maar dit het absoluut niks te maak met 'n wrede God of 'n bloeddorstige God wat net wil straf nie. Vriende, God het die dure sonde skuld van alle Christen gelowiges klaar gestraf op die kruis. Dit is volbring, het Jesus gesê. Dit gaan nie hier oor haat of woede of wreedheid of wat ook al nie. Dit gaan oor suiwere, skone heiligheid, totale apartgesitheid van God wat in botsing kom met ongeredde mense wat God se volmaakte wil, soos wat dit uitgedruk is in die 10 gebooie, willens en wetens vertrap. God se heiligheid bots daarmee, byna soos 'n vulkaan lava wat afrol en die see tref en 'n kokende, stomende, ontploffende reaksie tot gevolg het. God se reine heiligheid is direk gekoppel aan sy volmaakte morele wil wat uitgedruk word in die ewige wet en opgesom word in Eksodus 20. En wanneer God se heiligheid nou in kontak kom met die onbekeerlike goddeloosheid van die mensdom, dan het dit waarskuwings en oordeele tot gevolg. Want jy weet die Bybel sê in 1 Johannes 3 vers 4 dat sonde is wetteloosheid. Sonde is oortreding van die wet. Is 'n baie kort definisie van wat sonde is. God het 'n perfekte morele wil en waar die sondaar, die gevalle mens kom en teen daardie morele wil gaan, veroorsaak dit hierdie effek, soos ek het nou maar probeer verduidelik met hierdie beeld van die vulkaan lava wat die see tref. Dit het tot gevolg dat God eers waarsku, eers preek, die woord bring en dat oordeele tot gevolg kom, vir waar die mense nie tot inkeer kom. En dan uiteindelik in die 7de bak sien ons, dan kom die finale oordeel van die verderf, by die wederkoms. En daarom sien Johannes, en dis wat ek vir die net nou by die skrifgedeelte probeer wys het daar by hierdie vertaling wat ons gelees het, en is baie belangrik, en ek sal vir u aanraai om dit in te skryf, want Johannes sien, voordat die bakke uitgegooi word, sien Johannes in 'n visioen, sien hy die tempel in die hemel, en hy sien hoe dat spesifiek die getuienis oopgemaak word, en dan vanaf die getuienis gaan die engele na die aarde toe uit met die 7 wraakbakke. Dit is verskriklik belangrik om dit te sien. Nou u sal sê, nou wat is hierdie getuienis nou? Wat is dit? Ek het nog nooit dit gehoor nie. U het dit al gehoor, u dalk net vergeet dat u dit gehoor het. Die getuienis was in die Ou Testamentiese tempel, eers die tabernakel en toe die tempel, was die getuienis die wet, die 10 gebooie, die 2 geskrywe op 2 kliptabelle met die wet wat in die tabernakel en in die tempel in die verbondsark geplaas was en in die allerheiligste van die tempel agter die voorhangsel geposisioneer was. Dis die getuienis. Die getuienis was binne in die verbondsark, binne in daai kus, in die allerheiligste, waar God se teenwoordigheid was, die sogenaamde Shekinah, waar God in daardie Shekinah heerlikheid in die allerheiligste was, met die rookwolk wat bokant in die lug gehang het, dan het God neergekyk, om dit nou so te sê, op die getuienis.
En die wet is die getuienis genoem, omdat dit teen die sondige mensdom, wat oortreders van daardie wet is, getuig. En omdat dit tweedens getuig van God se volmaakte reg. Jy sien, die wet is 'n getuienis van God se absolute heiligheid teenoor die mense absolute wetsverbreeking. Met net een konklusie, en dit is skuldig. Dis waarom Aaron se 2 seuns in Levitikus 10, toe Aaron se 2 seuns, ek het net hulle name vergeet, toe hulle agter die voorhang sal ingaan in God se teenwoordigheid om wierook vir God te bring, toe word hulle albei met die dood getref. Waarom? Omdat God afkyk op die getuienis, en die getuienis veroordeel hierdie 2 jong manne as wetsoortreders. Die enigste manier hoe jy agter die voorhang sal kon kom, was jy moes eers die offerbloed van 'n offerdier sprinkel op die versoenplaat wat tussen God en die wet geplaas was. Die versoenplaat, as daar bloed opgesprinkel is. Met ander woorde, daar het nou 'n dood plaasgevind. En dan kyk God in die bloed vas en sien hy nie die wet nie. Hy sien nie die getuienis nie, hy sien die bloed. Dis hoe die kind van die Here in die hemel kom. Dis die enigste manier, liewe siel, om in die hemel te kom. As jy moet met die bloed van Jesus Christus besprinkel wees. Dan tel jou wetsoortreding nie meer voor God nie. Wat 'n wonderlike evangelie. En dis terloops ook die antwoord wat jy vir mense gee, mense wat vir jou sê, ag, ek gaan ook in die hemel kom sonder Jesus. Wat het ek jou ou Jesus en jou ou evangelie goed nodig? Nee man, ek is 'n goeie mens en ek doen dit en ek doen dit en ek doen dit. Tussentyd is hy 'n hopelose wetsoortreder. Die rede hoekom mense net in Jesus in die hemel kom, is omdat dit net Jesus se bloed is, wat tussen die heilige God en die wet kan inskuif, sodat die sondaar vergewe is. As die bloed van Christus op die tafels van u hart gesprenkel is vanmôre, dan kan u weet dat u gered is. En jou hele lewe sal daarvan getuig. Nou, die feit dat Johannes dit sien, beteken nie dat daar 'n letterlike tempel en letterlike kliptafels in die hemel is nie, maar dit waarvoor die tempel en die getuienis staan, dit is in die hemel. Dit bestaan in die hart van God. Maar jy kan baie duidelik sien, met God se volmaakte standaard vir menslike lewe, dis die wet en die getuienis, kan jy baie duidelik sien, dit is die uitgangspunt van waaruit die engele na die aarde toe gaan met die wraakbakke. God se 100% kristalheldere, regverdige heiligheid is die uitgangspunt, liewe broers en susters. God oordeel nie die wêreld wispelturig en onregverdig en omdat hy in 'n bui is nie, maar volgens 'n rotsvaste getuienis. En daarom sal nie een ongeredde siel ooit in die ewigheid sy of haar vinger na die Here kan oplig en hom weerspreek en teespreek en verkeerd bewys en hom of haar onverontskuldig nie. Waarom nie? Want daar's 'n getuienis. Daar's 'n getuienis. Mens sien die heiligheid van God, dieselfde gedagte, maar jy sien dit ook, ek gaan kortliks daaroor want dit is redelik duidelik, maar jy sien dit ook in wat hy hier sê, hierdie simboliese see van glas gemeng met vuur, wat hy daar sien, dis simbolies van die kristalskone heiligheid van God en daardie absolute kalmte, daai absolute vrede wat dit omring. Dis allemaal, jy sien, dit is die hemel, man. Dit is dit. Ja, daar waar die heiligheid van God heers, is daar absolute vrede. Maar 'n mens sien dit ook in die lied wat die gelowiges sing, en hierdie gedeelte opvallend, dat God se oordeele iets is om oor te sing. Dis iets wat die kinders van die Here oor sing. En waaroor sing hulle? Hulle sê, Here, u dade is regverdig. Die hemelinge dink nie so sommige mense wat ons op die strate teekom, dat God wreed is, of dat God onregverdig is, of dat God onbillik is nie. Die mense wat in die hemel is, dink nie so nie. Hulle besing juis sy regverdigheid en sy wonderskone heiligheid.
Jy sien dit ook in die bakke wat die engele op die aarde uitgooi, dat daai bakke van suiwer goud gemaak is. En die engele self dra spierwit linne met goue bande om die bors. Alles wys op dieselfde ding. Kan jy almal dit sien? Dit wys op presies dieselfde ding. Die suiwere regverdige heiligheid van God, waarmee hy nou die aarde met oordeele besoek. Dis ook so wonderlik dat, net kortliks, maar dit is my ook so wonderlik om te sien hoe dat, daar is so min goed wat 'n mens eintlik kan uitlaat in hierdie preek vanmôre, maar jy kan nie eintlik iets uitlaat nie, ek probeer uitlaat om dit korter te maak, maar dit is vir my ook so wonderlik om te sien hoe dat die uitstort van die bakke eers vooraf gegaan word deur 'n visie op die triomferende kerk van Christus, die triomferende menigte wat Johannes sien, saam sing, al die wedergebore mense wat in Christus triomfeer oor die Satan en oor sy helpers, en dit is alle kinders van die Here. Het jy geweet dat 1 Johannes 5 vers 4 en 5 sê, dat alle ware kinders van die Here triomfeer oor Satan en sy helpers? Almal. Almal is oorwinnaars in Christus. En hulle sing die lied van Moses. Ons vind die lied van Moses in Exodus 15, waar die volk Israel die lied van Moses gesing het, net nadat hulle droogvoet deur die Rooi See gegaan het, en hulle gesien het hoe God die Farao en sy magte laat verdrink het, en dan sing hulle hierdie oorwinningslied, wat gaan oor die triomf van God, oor die vyande van die kinders van die Here. Deur Christus is dit waar, daarom is hierdie lied ook die lied van die lam, dis eintlik maar dieselfde lied. Daardie destydse oorwinning van Israel oor die Farao en die wonderwerk van die opgedroogde Rooi See, die Rietsee, was al die tyd 'n prentjie van die uiteindelike oorwinning van Christus en sy kerk oor die draak en sy helpers waarvan Openbaring praat. En die uitgieting van hierdie 7 bakke is God se triomf, net soos wat hy die Egiptenaars met hulle gedoen het in terme van die 10 plaae. Die inhoud van hierdie bakke stem nogal baie ooreen met die plaae, soos u sou gesien het toe ons dit gelees het. Ons moet ook sien hoe dat hierdie plaae, hierdie oordeele finaal is. Daarom word dit genoem die laaste plaae. Dit beteken nie dat dit dinge is wat net 2 maande voor die wederkoms gebeur nie. Dit beteken wel dat God se oordeele in die geskiedenis 'n afsnypunt het. Daarna gaan daar nie meer tyd wees nie. Mens hoor baie keer predikers wat sê, en ek het hulle al self gehoor en self dit gesê ook in my eie domheid, dat God se genade sal vir altyd aanhou. Daar's nie 'n grens. God se genade is soos die oseaan, hy het geen grens nie. Moenie glo nie. Die boek Openbaring sê daar's 'n afsnypunt van God se genade. Die mensdom mag dalk dink dat God met bangmaakstorieetjies besig is, maar dis nie waar nie, broers en susters. Na hierdie plaag gaan die deur gesluit word, net soos wat die ark. Nou is ek nie by die ark van die tempel nie, nou is ek by die ark van Noag. Net soos wat die ark se deur finaal gesluit was in Noag se tyd, en nadat Noag se prediking klaar was, kon niemand meer in die ark ingaan nie, en het almal gesterwe toe die 40 dae lange gietende stormwater oordeel begin, en diegene wat buitekant die ark was, het onvermydelik omgekom. As 'n afsnypunt, kan jy sien. Is opvallend hoe dat hierdie 5de video ooreenstem met die 3de video, die 7 basyne. Ek wil nie te lank daarop ingaan nie, dis redelik duidelik. Dit stem baie ooreen, beide tref die aarde in volgorde, die aarde, die see, die hemelliggame, die waterbronne, Satan se ryk, en dan volg oorlog, in besonder Armageddon, en dan die finale koms van Jesus. En beide eindig ook met donderslae, aardbewing, haal, al die bekende tekens van Christus se koms. Dit klink amper of dit 'n herhaling is van die 3de video, maar dit is nie herhaling nie. Dit wys iets meer as die 3de video. Die 7 trompette of basyne was waarskuwings, maar die 7 bakke is meer as waarskuwings. Dit is oordeele hierdie.
Daarom dat die 7 bassyne net 1/3 van alles tref, maar die 7 bakke alles. Dis finaal. Jy moet eintlik dus die 7 bassyne en die 7 bakke saam lees. Dit maak een prentjie om te wys hoe dat die Here waarskuwend en oordelend dwars deur die geskiedenis met 'n onbekeerde mensdom werk. Dieselfde middele wat hy gebruik om jy te waarsku, is ook die middele wat hy gebruik om jy te oordeel indien daar nie bekering kom nie. Hy gebruik die natuur waarskuwend en oordelend. Hy gebruik die hemelliggame waarskuwend en oordelend. Hy gebruik die ryk van Satan waarskuwend en oordelend. Jy sal die duidelike patroon sien wanneer jy die 3de en die 5de video saam lees. Die aarde en die skepping word waarskuwend en oordelend getref. Die see word waarskuwend en oordelend getref. Die hemelliggame word waarskuwend en oordelend getref. Die waterbronne word waarskuwend en oordelend getref. Die ryk van Satan word waarskuwend en oordelend getref. Vir 'n paar redes. Ons het dit genoem, maar veral omdat die mensdom buite Jesus Christus die Christene se bloed vergiet het en hulle vervolg het. En God wreek dit. En dit loop alles uit reg teen die einde van die geskiedenis. Loop dit uit op die sogenaamde wat ons in die 7de video reeds gesien het, want ons het hom eers behandel, het ons gesien wie weet dit loop uit op die sogenaamde wat? Die sogenaamde, dit loop alles uit op die sogenaamde wat? Kort tydjie van Satan. Wanneer die Satan ontbind word, soos Openbaring 20 dit sê, en die Satan daai finale speelruimte kry, en hierdie video word dit genoem Armageddon, en dan die finale koms van Jesus. Die Here gebruik letterlik elke afdeling van die skepping en die heelal om die onboedvaardige mensdom te waarsku en te oordeel. En wie weier om gewaarsku te word, word uiteindelik vernietig. Omdat daar 'n getuienis is mos. En dit loop uit op die wederkoms. En ek wil net sê, tussen hakies, God se oordeele bring nie inkeer nie. En ek sê dit pertinent, omdat daar dwaalgeeste is in die kerke vandag, die sogenaamde universaliste, dwaalgeeste is, wat oral skrywe en prate verkondig, dat alle mense uiteindelik in die hemel gaan wees, omdat God se oordeel en straf van die hel eintlik bedoel is, om die verlorenes tot bekering te laat kom, amper soos die Rooms-Katolieke vagevuur. So ek sê dis pertinent, dat die oordeele van God die mense harder maak. Mense wat aan die wurggreep is van die draak en die 2 diere, tot in die laaste oomblik is hulle bereid om teen God oorlog te maak. Dis hoe verdorwe ons harte is. Openbaring 16 maak dit duidelik dat God se oordeele juis nie bekering tot gevolg het nie, maar eerder verharding. Met ander woorde, die 3 biljoene mense in die hel sal meer verhard as wees as ooit. Wanneer die 5de bak uitgegooi word, word die dier uit die see, wat ons in die vorige video gesien het, word hy geskit. Sy koninkryk word geskit. Ons het gesien verlede week dat hierdie dier versinnebeeld burgerlike regerings en owerhede. In Johannes se tyd was dit die Romeinse ryk, wat voortdurend deurloop onder die Here se bakke van toorn. En daarom is regerings dikwels in soveel duisternis gehul. Daarom is daar soveel onderlinge twis, tweedrag, leuns, diefstal, moorde, resessies, opstande en eindelose probleme. Maar die mense bekeer hulle nie. En bal die vuis teen die hemel. Want die draak, sien jy, gebruik, die Satan gebruik bose geeste, hy gebruik demone wat die mensdom mislei met leuns. Dink maar weer aan die 10 plaae, hoe dat die Egiptiese towenaars, okkultiste, hoe dat hulle die tekens wat Moses gedoen het, nagedoen het. Hulle het dit nageboots, sodat hulle God kan wegverklaar.
Jy sien, onder invloed van misleidende geeste het die mensdom altyd 'n antwoord, altyd 'n slim verklaring vir al die pla waarmee die Here die wêreld tref, met een doel, sodat hulle die Here nie hoef te herken nie. Maar hulle doen dit onder leiding van misleidende geeste. En hulle is tot op die laaste oomblik bereid om teen die Here oorlog te maak. Hulle sal vir Jesus weer kruisig, indien dit moet. Dit wys jou die onbeskryflike verdorwenheid van die mens se hart. Vriende, as God nie self 'n mens lewend maak nie, dan kan 'n mens nie aan die Here die eer bring nie. Dis nie moontlik nie. Die Here moet eers vir jou 'n wonderwerk in jou siel doen. En nou kan ons verstaan wat met Armageddon bedoel word. Net kortliks die finale konflik op aarde, wat ons ook in die ander video's, nie al die video's nie, sommige van die ander video's, het ons ook Armageddon nie onder die naam nie, maar onder die saak teëgekom. Byvoorbeeld in die 3de video in hoofstuk 11 het ons hom gesien. Ons sien hom ook in die 6de video volgende week, hoofstuk 19, en ons het hom ook in die 7de video reeds gesien toe ons het behandel het hoofstuk 20, 7 tot 10. Maar hier word hy pertinent Armageddon genoem. Maar die saak is presies dieselfde. Satan word deur God losgelaat en hy en sy helpers verlei die nasies om in 'n koalisie teen die kerk van Jesus te kom. Dit is hoe die geskiedenis gaan eindig. Ons weet vandag hoe die geskiedenis gaan eindig. Nie in 'n groot herlewing nie, maar in 'n groot verdrukking, soos Jesus gesê het. Wat beteken die woord Armageddon? Die Hebreëse woord beteken berg van Megiddo. Dit verwys na die vlakte by Megiddo, waar die Israeliete destyds veldslae oorwin het, wat God vir hulle oorwinning gegee het daar, Rigters 4 en 5 onder andere. En so het Megiddo, die vlakte van Megiddo, het Armageddon 'n simbool geword van situasies waar gelowiges verdruk word, nood baie hoog is, God ingryp, God oorwinning bring. Armageddon is dus 'n veldslag wat baie keer in die geskiedenis afspeel, selfs in individue se lewens. Maar Openbaring maak dit vir ons duidelik dat al die Armageddons van die geskiedenis uiteindelik gaan uitloop op 'n finale botsing net voor die wederkoms van Jesus Christus, wanneer hy die ganse goddelose mensdom sal verslaan. Dit lê met ander woorde in die toekoms. Openbaring maak dit vir ons baie duidelik dat die tyd tussen Jesus se eerste koms en sy wederkoms volgens 'n ritme verloop. Daar's 'n lang periode gevolg deur 'n baie kort periode en dan die wederkoms. Altyd daardie ritme. Die kort periode is die sogenaamde kort tydjie van Satan of Armageddon net voor die wederkoms. 'n lang periode, 'n kort periodetjie en dan die koms van Christus. Ons is op hierdie oomblik nog in die lang periode. Ons het Armageddon reeds in die 3de video raakgeloop in hoofstuk 11, toe ons gelees het daar van die Here se 2 getuies wat deur die dier uit die onderaardse put, is die anti-kris, verslaan word en hulle lyke lê daar vir 'n kort tydjie, maar die Here maak hulle lewend en neem hulle op hemel toe. Die 2 getuies is 'n simbool van die kerk wat vir 'n lang tyd die woord verkondig, vir 'n kort tydjie stil gemaak word. Dis Armageddon en dan vind die wederkoms plaas. Jy sal altyd daai ritme sien. Lang tyd, kort tydjie, wederkoms. Lang tyd, kort tydjie, wederkoms. So Armageddon hou verband met die duiwelse kort tydjie. In Openbaring 20 het ons gesien by die 7de video, hy's vir 'n lang tyd gebind, 1000 jaar, dan word hy losgelaat vir 'n kort tydjie en dan die wederkoms. Wat doen hy in die kort tydjie? Wel, hy beïnvloed die hele wêreld teen die Christene, teen die kerk van die Here Jesus. Dis die tyd waar die kerk se invloed amper basies uitgewissel word, sodat die kerk die wêreld gaan reken, uiteindelik het ons van hierdie spul ontslaag geraak. Alles van die aardbol af. Dit gaan die tyd wees van die kruin van die ongelowige mense opstand teen God en sy woord.
Demoniese magte sal wêreldleiers mobiliseer teen die kerk van die Here. Hoofstuk 16. 'n Internasionale koalisie word teen Jesus se kerk gemobiliseer onder leiding van die dier uit die bodemlose put, die anti-kris. So terwyl die duiwel gebind is, dis die huidige tyd, kan hy nie die nasies mobiliseer om die kerk uit te wis nie, want daar's nog siele wat gered moet word. Maar wanneer dit verby is, gaan hy losgelaat word en gaan hy die geleentheid kry en dan kom die anti-kris ook terselfdertyd. En begin hierdie koalisie, hierdie geweld teen die Here se kerk net min bly oor wanneer Jesus verskyn. Die Bybel is baie duidelik hieroor. Daar kom beslis so 'n internasionale aanslag teen die ware kerk van die Here Jesus, wanneer die ongeredde mensdom onder aanhitsing van die Satan se helpers daardie finale aanslag sal loods om die kerk te vernietig. Maar Christus gryp self persoonlik in en vernietig die vyand met die glans van sy verskyning. 2 Tessalonisense 2. Jesus se koms op die wolke vind met ander woorde plaas wanneer die kerk se nood op sy hoogste is en die demoniese duisternis op sy donkerste is. Dan kom die wederkoms. Mense vra altyd, maar wat is hierdie storie van die Efraat rivier wat hier gepraat word? Is eintlik nie so moeilik om dit te verstaan nie. Die Efraat rivier was van ouds af was dit die grensrivier wat Israel afgegrens het van die nasies. Indien hierdie grens verbreek word, dan kom die magte in op Israel. So daai rivier verteenwoordig met ander woorde dus die antieke Assirië en Babylon, dis vandag se Irak en Iran en daai ouens. Dit verteenwoordig die antieke Assirië en Babylon, die goddeloses van destyds wat Israel bedreig. Droog hierdie rivier op, o harde, as daai rivier opdroog, dan is die weg gebaan vir hierdie. Dis nou, noem daai lande, dan is die weg gebaan vir hierdie klomp anti-Christe om ons te kom oorrompel, het die Jode gesê. So dit gaan nie oor 'n letterlike rivier, dit gaan oor waarvoor die rivier simbolies van was. En dis wat hier uitgebeeld word. Die Here laat toe dat Satan en sy helpers volle slaan krag op die kerk uitvoer. Daniël 7 sê dit ook. Dit lyk asof daar nie meer God is nie. Die Efraat is opgedroog. Dit is Armageddon. Dis nie 'n spesifieke letterlike oorlog iewers in die Midde-Ooste, die vlakte van Megiddo nie. Dit simboliseer hierdie eendragtige internasionale opstand teen die waarheid, teen God, teen Christus, teen die ware kerk, gedurende daardie laaste kort tydjie net voor die wederkoms. So dis uiters gevaarlik om daaroor te gaan spekuleer oor die hoe en die waar en die wanneer. Ons moenie ons tyd mors op spekulasies nie. Ons moet net glo wat die Bybel sê. Is genoeg om te weet. Ons is nog in die tyd waar daar 'n inremming, daar's nog 'n remming op die vyand om nie die nasies. Daarom is daar nog nie 'n anti-Christus en nog nie 'n internasionale koalisie teen Christus in die wêreld sigbaar nie. Dis omdat daar 'n inremming plaasvind. Hoekom? Want die kerk moet preek. Siele moet gered word. Maar as dit verby is, dan word al daardie boosheid losgelaat. Dis wat Jesus bedoel het met die wat volhard tot die einde toe. En dit gaan uitloop laastens op die 7de bak, die bak van grimmigheid, die 7de bak, baie duidelik. Jy kan dit nie mis nie. Is die ingryping van Christus self. Soos die Here destyds in Rigters 5 by die vlakte van Megiddo ingegryp het, gaan hy finaal ook in die wêreldgeskiedenis ingryp. Hy self gaan Armageddon beëindig.
hy self gaan optree teen die draak en sy helpers. Christus verskyn ewe skielik self. Soos 'n dief in die nag, wat niemand ooit gedink het moontlik is nie, gebeur skielik. Die 7de skaal word uitgegiet en daarmee, of bak word uitgegiet en daarmee kom die finale oordeel. En dan sien jy dat al hierdie oordeele goed deur die geskiedenis was eintlik net kleuterrepetisies. Nou kom die finale. Die totale anti-christelike koninkryk van die draak en sy helpers word vernietig. Dis hoekom vers 17 sê, dis vir my so kosbaar, dis so kosbaar. Dis waarom vers 17 sê, dit is verby. Dis verby. Op die kruis het Jesus gesê, dis volbring. Nou is dit is verby. En al die bekende tekens van God se oordeel wat ons al voorheen gesien het, kom nou weer na vore, soos die donder en die aardbewing en die reusehaal ensovoorts. Maar die Here verwoes nie om te verwoes nie, hy verwoes sodat hy 'n nuwe aarde kan skep. 'n Totaal nuwe aarde waarop geregtigheid woon, waar daar geen draak rondloop nie. Openbaring 21. Dit is die ware gelowiges se salige hoop, liewe mense. Dit is ons hoop. Hierdie heerlike wete van ek hoef nie myself moeg te maak om my pilare in te plant op hierdie aarde nie, want dit gaan in elk geval aan die einde van die dag gaan dit nie staan nie. Dis ook 'n wonderlike gedagte om te weet ek hoef nie wraak te neem nie. Ek kan my vyand iets te ete en te drinke gee. Ek hoef nie wraak te neem nie. God sal self sake op 'n regverdige manier afhandel uiteindelik. Ek hoef niks te doen nie. Ek moet net getrou bly aan wat ek voor geroep is. Is dit nie iets om oor bly te wees nie? Om oor verheug te wees nie? Ek kan maar net bid en hoop dat die Here sal so besluit om iets van hierdie gepredikte woord in elkeen van ons se lewens te gebruik, soos wat dit sy wil is om dit te doen. Kom ons bid net saam en dan dank ons net die Here. Vader, U het vir ons laat sien uit die woord vandag dat U oordeele waar en regverdig is. U het aan ons die erns van U toorn teen die sonde geopenbaar, maar ook die troos wat die kinders van die Here het, dat U kinders nie bestem is tot toorn nie, maar tot redding deur ons Here Jesus. Dankie Here dat U vandag nog altyd praat. Here, dankie dat U praat deur die woord. Ons loof U, Here, dat U 'n regverdige regter is. Ons kan U absoluut vertrou. Here, ons kan niks daaraan doen of probeer doen dat die kort tydjie van Satan nie sal aanbreek nie, want dit sal aanbreek. U raadsplan het bepaal dat dit moet gebeur. Ons taak is dit nie om dit terug te hou nie. Ons taak is om getrou te wees tot in die dood. Dankie vir die lam wat geslag is.
Dankie dat u genade groter is as u oordeel. Vir die wat u vrees en die wat u naam eer. Here, ons as 'n gemeente wil u dank, ons wil u aanbid vanmôre en ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die Alfa en Omega, soos die Bybel sê, wat beteken dat hy die begin is en die einde is. Met danksegging doen ons. Amen.